Dit is uit die Woord Digitaal se Sondag erediens en liewe vriende, dis vir my 'n wonderlike voorreg om vir jou te groet in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser en ons Koning. Baie welkom vanmôre by ons erediens en my bede is dat die Here vanmôre ons harte sal open vir sy woord en in ons lewens sal werk op 'n kragtadige wyse deur sy Heilige Gees. Die Here het vanmôre vir ons 'n wonderlike boodskap en ek glo dat vanmôre se boodskap ook vir jou tot groot seën sal wees. Sluit gerus aan by ons daaglikse oordeenkings wat ons elke dag uitstuur na duisende mense hier in ons land en in die buiteland. Stuur vir ons jou inligting na hierdie nommer op die skerm en ons voeg vir jou by een van ons WhatsApp groepe en dit is absoluut gratis, sodat jy ook die dag reg kan begin saam met ons almal en nader aan die Here Jesus elke dag kan lewe. En dan wil ons vanmôre uit die diepte van ons hart sê baie dankie vir almal se skenkings en donasies. Die afgelope week het die Here ons so geseën deur jou skenking en donasie, sodat ons uiteindelik die woord van God met almal kan deel en 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Baie dankie ook daarvoor. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre is dit my bede dat die Here sy woord vir ons sal open, maar dat hy ook ons harte sal open deur sy Heilige Gees en dat hierdie baie aktuële boodskap van vandag ook ons elkeen sal aanraak en sal leer en in die regte rigting sal stuur, sodat ons tot eer van die Here kan lewe en dat ons lewens hom elke dag kan verheerlik. Kom ons word nou stil voor die Here in hierdie mooi oggend en ons bid eers saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre as u kinders by hierdie mooi geleentheid stil kan word rondom u woord en voor u kan neerbuig, die lewende, almagtige en ware God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here dat u uself aan ons kom openbaar deur die Bybel. Wil u ons harte vanmôre open? Wil u hierdie Bybelse boodskap in ons lewe bevestig? Dat dit ons lewe sal vernuwe, sal verander en ons sal lei sodat ons vir u tot eer kan lewe en dat ons lewens u kan verheerlik. Dankie vir elkeen wat inskakel vanmôre, bind ons saam in die band van liefde. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, uit 1 Johannes hoofstuk 5. En daarvan gaan ons net 2 verse saam lees. Ons praat vanmôre oor die tema Jesus alleen. Kom ons kyk wat skryf die Here vir ons in sy woord vanmôre in 1 Johannes hoofstuk 5. Ons lees vers 1 en vers 12. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van God is. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Liewe vriende, ek en jy moet in ons lewens as kinders van die Here baie seker maak dat Jesus Christus, die Verlosser, ons alles is. Dat alles in ons geloofslewe oor hom gaan. Hy is die een waaroor alles gaan in hierdie wêreld. As ons na die Bybel in sy geheel gaan kyk, dan sien ons dat die hele Bybelse boodskap, die hele raadsplan van God, van Genesis tot Openbaring, oor Jesus gaan, oor God se groot raadsplan om ons as mense hier op aarde te red en om ons uiteindelik van alle sonde te bevry en in die hemel op te neem. God het 'n plan met hierdie wêreld gemaak om ons as mense van sonde te kom red. En daardie plan was sy Seun Jesus Christus. My en jou lewe as kinders van die Here moet gaan oor Jesus en om die plan wat God vir ons beskikbaar gestel het na te volg.
Nou liewe vriende, ons het die afgelope week het ek kennis geneem van 'n hele paar belangrike dinge wat 'n mens in jou lewe moet raak sien. Naamlik, in die eerste plek, dat Jesus ons alles is. In die tweede plek, dat alles wat ek in my lewe doen, oor Jesus moet gaan. En ek in gehoorsaamheid moet lewe tot sy eer. En in die derde plek, dat my fokus op hom moet wees in my lewe. Nou die afgelope week het iemand my gekontak en vir my dan ook gevra, Dominee, glo jy in die groot doop? En ek sê ja, natuurlik, groot of klein. Maar toe sê daardie persoon, as jy nie onderdompel is nie, dan kan jy nie gered word nie. Of as jy nie groot gedoop is nie, kan jy nie gered word nie. Want in die Bybel staan in Markus 16 vers 16, glo en laat jou doop en jy sal gered word. Maar liewe vriende, as ons werklik na die totale Bybelse boodskap gaan kyk, is daar soveel meer wat die Bybel vir ons hieroor leer. Dit gaan nie net oor die doop nie. Dit gaan nie oor die nagmaal nie, dit gaan nie oor goeie werke nie. Dit gaan altyd in die eerste plek oor Jesus. Ons kan nooit sê, as jy nie groot gedoop is, kan jy nie in die hemel gaan nie. Want waar staan dit in die Bybel? Daar is een teksvers in Markus 16 vers 16 wat sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. En nou kom mense en gebruik hierdie een sinnetjie, wat hulle buite konteks aanhaal, en hulle sê, kyk wat sê die Bybel, glo en doop, en daarna word jy gered. En nou die dag hoor ek iemand anders sê, Dominee, ek sal maar sien of ek gered sal word eendag. Die Here sal maar eers moet kyk na alles wat ek gedoen het in hierdie wêreld voordat hy seker sal besluit om my te red. Sien nie waar is die verkeerde fokus? Dit is op die goeie werke. Party mense dink hulle moet 'n klomp goeie werke gaan doen, dat die Here daarom kan sien hulle is goeie mense sodat hulle gered kan word. Die Bybel leer vir ons in Romeine hoofstuk 3, maar ook in Efesiërs hoofstuk 2, dat goeie werke jou nie in die hemel gaan bring nie. Selfs jou beste werke gaan nie goed genoeg wees om jou te red nie. Ek en jy moet weet dat geloof alleen in Jesus Christus die sleutel is wat vir ons die hemel sal gaan oopmaak. Dit is nie geloof en die doop nie. Dis nie geloof en die nagmaal nie. Dis nie geloof en goeie werke nie. Want dan plaas ons 'n plustekentjie na die geloof. En sê ons eintlik is ons geloof in Jesus alleen nie goed genoeg nie. En dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. In ons teks van vanmôre staan daar baie duidelik. Wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. 1 Johannes 5 vers 12. Hier staan nie, wie die Seun het en groot gedoop is, gaan hemel toe nie. Dit staan nie hier nie. Wie die Seun het en goeie werke doen, gaan hemel toe nie. Broeder en suster, ek en jy wat kinders van die Here is, moet regtig baie mooi met die woord van God werk en besef dat hierdie 'n baie besondere boek is wat in 'n ryke verskeidenheid aan ons geskryf is. Dis 'n moeilike boek. Ons kan nie iets sommer ligteliks hieruit opneem nie. Voordat ek en jy die Bybel gebruik, moet ons daaroor dink, ons moet daaroor bid, ons moet vir helderheid vra dat die Heilige Gees ons harte sal open, dat God ons sal leer om die waarheid te verstaan, en dat ons sal gaan doen, nadat hy ons oortuig het vanuit sy woord, wat om te doen. Kom ons kom terug by die teks van Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. En nou gebruik baie mense hierdie teks en sê, kyk daar, jy moet glo en jou laat doop sodat jy gered word. Maar wat staan in die tweede deel van die teks? Want hierdie is net die helfte van die vers. Die ander helfte van die vers staan daar, hy wat nie glo nie, word nie gered nie. Nou liewe broeder en suster, as ons dit reg verstaan, en as ons dit reg gaan uitlê, dan moet ons weet dit gaan hier oor die geloof en nie oor die doop nie. Want die tweede deel van hierdie vers
bevestig werklik waaroor dit gaan, naamlik geloof. Kom ek nou vir 'n voorbeeld in die Bybel van iemand wat nie gedoop is nie, maar tog uiteindelik hemel toe gegaan het, want daar is so 'n voorbeeld. Jesus Christus word gekruisig op Golgotha. Langs hom is daar 2 misdadigers ook gekruisig. Die een aan sy linkerhand, die een aan sy regterhand. Die een misdadiger spot saam met die skare mense vir Jesus en sê, red u self en ons. Maar wat doen die ander misdadiger? Daar in die laaste oomblikke van sy lewe, berispe hy daardie man wat so saam spot en sê, hierdie man is onskuldig, Jesus is onskuldig gekruisig, ek en jy verdien ons straf, want ons het oortree. En dan sê hy vir Jesus, Here, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord daardie misdadiger aan die kruis, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag sal jy saam met my in die hemel wees. Daardie misdadiger is nooit gedoop nie. Daardie misdadiger het nooit nagmaal gebruik nie. Hy het 10 teen 1 nooit eers goeie werke in sy lewe gedoen nie, want hy was 'n misdadiger. Hy het kwaad gedoen, hy was 'n sondaar. En hier in die laaste oomblikke van sy lewe kom hy tot geloof in Jesus. En Jesus sê vir hom, jy sal saam met my in die paradys wees. My broeder en suster, daar is talle verse in die Bybel wat vir ons baie duidelik omstel, dat slegs die geloof in Jesus Christus nodig is vir jou om gered te kan word en in die hemel te kan kom. Dit is so belangrik dat ons die Bybel reg moet gebruik. En onthou, in die Bybel word daar baie teksverse oor verskillende temas gegee. Ek moet teks met teks gaan vergelyk. Daar is baie voorbeelde in die Bybel wat dit baie duidelik sê, dat slegs deur die geloof in Jesus word ons gered. Nie geloof en die doop nie. Nie geloof en goeie werke nie. Nie geloof en nagmaal nie. Geloof alleen. En ek en jy moet dit ons eie maak. Maak dit saak of ons klein of groot gedoop is? Nee. Hoekom doop ons dan? Want dis Jesus se opdrag. Matteus 28 vers 19, maak disippels van die nasies, gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dit het die apostels dan ook gedoen daarna. Ons lees selfs in die boek van Handelinge, in Handelinge hoofstuk 10 en Handelinge 16, van hele huisgesinne wat gedoop is. Wie is deel van die huisgesin? Pa, ma en kinders. Ons weet dat Jesus groot gedoop is in die Jordaanrivier. Is hy onderdompel in die Jordaanrivier? Ons weet nie, die Bybel sê dit nie. En nou kan ons nie sê, almal moet onderdompel word omdat Jesus onderdompel is nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Ek en jy moet eerlik met onsself wees en die Bybel reg gaan lees en gaan kyk na elke teks binne sy verband wat daar gebeur het. Ons weet dat daar huisgesinne gedoop is, selfs in die nag toe hulle tot bekering gekom het. Hulle was nie by riviere waar hulle onderdompel is nie. Hoe dit gebeur het presies in die nag toe hulle gedoop is, dit weet ons nie. Die Bybel sê dit nie. Die feit bly staan is jy moet gedoop word as jy tot geloof kom. En selfs babas kan glo. Want baie mense sê hier staan glo en laat jou doop. Nou kan 'n babietjie nie glo nie en daarom kan hy nie gedoop word nie. Hoe weet ons 'n babietjie kan nie glo nie? Is hierdie almagtige, groot, soewereine God wat deur sy Heilige Gees in ons harte werk om ons tot geloof in hom te bring, dan nie in staat om ook 'n baba te laat glo nie? Hy wat net 'n woord spreek en dinge gebeur. Hy wat mense tot bekering kan bring. Hy wat wonderwerke kan doen. Kan tog seker ook 'n baba laat glo? Dis net God wat in mense se harte kan inkyk en kan sien wat hier gebeur, wat kan weet hoe lyk 'n mens se hart, of jy nou 'n baba is en of jy nou volwasse is, dit maak nie saak hoe oud jy is, wanneer jy gedoop word nie. Want dit gaan in die doop oor God wat na jou toe kom om beloftes aan jou te kom maak en 'n pad saam met jou wil kom loop. Natuurlik wil jy jou ook aan die Here toewy by jou doop.
Maar as jy as baba gedoop is, doen jy dit in elk geval wanneer jy ouer word en tot geloof in Jesus Christus kom. Broeder en suster, dit gaan ook nie oor die nagmaal in die eerste plek in ons geloofslewe nie. Baie mense dink as ek net van die broodjie eet of van die wyn drink, dan is my pad reg, ek gaan gered word. Of mens kry baie keer mense wat net 'n teksversie uithaal uit die Bybel en dink, as ek net hierdie bid, dan is ek reg, verder kan ek maar sondig lewe. Broeder en suster, ek en jy moet eerlik wees met onsself en ons moet die woord van God reg gebruik. Ek hoor die afgelope week van 'n pastoor wat baie bekend is en wat oral op TV optree en baie mense volg hom op sosiale media, wat dan ook hierdie dinge sê. Hy sê, jy kan geloof in die Here hê, maar dit beteken nie noodwendig die Heilige Gees is in jou hart nie. Dit is nie waar nie. Sê die Bybel dan nie, niemand kan Jesus Christus bely sonder die Heilige Gees nie. Dit staan in die Bybel. Broeder en suster, ons moet waaksaam wees en die woord van God reg gebruik. Ons moet dit binne sy konteks gebruik en skrif met skrif gaan vergelyk. Hier is duisende verse in hierdie Bybel en daar word talle kere oor verskillende temas gepraat en ons moet doodseker maak dat ons by die waarheid bly, by God se woord. Daarom vanmôre wanneer ons praat oor Jesus wat ons red, dan gaan dit oor Jesus alleen. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die een waaroor dit gaan in hierdie wêreld. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is my fokus, hy is my koning, hy is my redder, hy is genoegsaam om my te kom red. Ek het nie die doop nodig nie, maar hoekom word ek gedoop? Want dis Jesus se opdrag. Ek wil die nagmaal gebruik want ek glo in Jesus, maar die nagmaal gaan my nie red nie. Dis die geloof in Jesus alleen. Ons lees in ons teks dan ook vanmôre baie duidelik hier in 1 Johannes hoofstuk 5. Elkeen wat glo dat Jesus Christus die Here is 'n kind van God. En dan sê vers 12 ook hier, wie die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Nou ek en jy moet baie seker maak dat ons Jesus as fokus in ons lewe het. Dit gaan oor hom. Alles wat ek doen in my lewe gaan oor Jesus. Ek dink oor Jesus, ek praat oor Jesus, ek getuig oor Jesus, ek wil Jesus met mense deel. Ek wil vir Jesus lewe. Hy is my enigste redder, hy is die koning van die heelal en van my lewe en alles wat ek sê, dink, praat, proe en oorslaap gaan oor Jesus. Hy is die een wat hierdie wêreld tot bekering kan bring en wat redding kom bring vir mense. Nie Jesus en die doop nie, nie Jesus en die nagmaal of goeie werke nie, Jesus alleen. Dit gaan oor hom. Kom ek en jy fokus hierdie week en ons hele lewe op Jesus, die Alfa en die Omega, die Seun van God, my koning en verlosser, my saligmaker. Sy woord wil ek volg in waarheid en hom alleen is waaroor dit gaan in my lewe. Kom ons wy ons vandag aan hom toe en kom ons lewe volgens sy woord en ons dank die Here vir wie hy is ook in ons lewe. Mag die Here vir ons krag gee en bemoedig deur sy Heilige Gees en wanneer ons hierdie Pinksterweek ingaan, laat ons dit vir Jesus doen en ons fokus op die werk van die Heilige Gees wat Jesus aan ons wil bekendstel en kom ons eer hom met alles in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n wonderlike boodskap vanmôre in ons lewe. Baie dankie dat U 'n God is wat deur U Heilige Gees U woord so duidelik aan ons kom bekend maak en ons fokus op Jesus wil kom instel. Ja, Here, U raadsplan in U woord gaan oor U Seun Jesus Christus wat as verlosser en Messias na hierdie wêreld toe gekom het om sondaar mense te kom red. Laat ons van harte vandag in hom glo. Laat ons met ons hele lewe vir hom lewe. Laat ons fokus op hom gerig wees, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy wat kom op die wolke van die hemel om ons te kom haal. Here, in hierdie wêreld is daar baie dwalings en dinge wat nie reg geleer word vir mense nie.
Gee vir ons geopende oë en helderheid van verstand om u woord reg te verstaan en reg te lees en reg te gaan uitvoer. U is ons koning en dankie dat u Jesus na hierdie wêreld toe gestuur het om ons uit genade te kom red. U woord leer ook vanmôre vir ons in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 12, elkeen wat in Jesus Christus glo, het die ewige lewe. Dankie vir hierdie sekerheid. Laat ons vir u lewe en ons fokus op u instel, Here, elke dag van ons aardse bestaan. Bevestig vandag u woord in ons harte. Lei, behoed en bewaar ons, Here, en seën vir ons in alles wat ons elke dag in ons lewe doen. Laat ons dit vir u doen, uit dankbaarheid vir ons redding, en laat alles wat ons doen vir Jesus wees in ons lewe. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir u seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.